beïnvloed die Bella-wet tuisonderrig en watter vryhede verloor ouers in die proses? Wat beteken dit vir ouers wat 'n alternatiewe, waardegebaseerde opvoeding wil kies? Of dit nou die tuisonderrig of die meer online skool, enigeen van daai opsies is. Ek dink tussen al die groepe wat probeer het om die Bella-wet te beïnvloed, het die tuiskoolverenigings van die beste gevaar. En ek dink dis omdat hulle baie goed gemobiliseer was, hulle het baie mooi uitgedink wat hulle wil sê. Hulle het nie daar aangekom en gewonder oor wat hulle boodskap is nie. En daar was tussen die verskillende tuiskoolgroepe baie sterk samehang. Hulle wat mense dikwels kry in sulke portefeulje komitee sittings of ontmoetings is dat ouens wat eintlik 'n gemeenskaplike doelwit het of gemeenskaplike belang verteenwoordig, so met mekaar beklei voor die komitee dat hulle eintlik dan nêrens kom nie. Kom ons vat die tuiskool ideaal en dan die tuiskool volgens die 1996 SA skolewet en dan tuiskole volgens die Bella, met ander woorde die wysigingswet oor basiese onderwys. Dan ons sê die tuiskool ideaal is om te sê die grondwet gee jou die reg om jou kind te tuiskool en daarom hoef jy dit nie jy hoef nie aansoek te doen daarvoor nie, jy hoef nie te kwalifiseer daarvoor nie, jy moet net registreer. En die voorbeeld wat hulle baie keer gebruik is om te sê dit is soos 'n geboorte. Jy hoef nie vooraf aansoek te doen en sê, hoorie, ons is nou getroud en ons tweeetjies oorweeg nou eintlik baie sterk om 'n kindjie te kry. Jy weet, mag ons asseblief 'n kind kry nie. Jy het die reg, maar die staat kan van jou vereis om daai kind te registreer as hy of sy gebore is, sodat hy op die deel van die bevolkingsregister word. En dan sê hulle, dis eintlik hoe dit met tuiskole behoort te werk. Jy het die reg, jy hoef nie die reg te verkry nie, maar dan moet jy gaan registreer. Nou, die SA skolewet het probeer 'n uitdrukking gee aan daai grondwetlike reg en het 'n redelike beperkende manier gehad van oor, jy weet, ek wil sê hoepels waardeur tuiskole alles moet spring. En my uitdrukking daaroor was altyd gewees om te sê, hulle het besef hulle kan nie tuiskool onwettig maak nie, nou probeer hulle dit maar onmoontlik maak. Die Bella-wet verbeter dit teenoor 1996 se skolewet, maar hy maak dit nog nie heeltemal so goed soos wat voorstanders van tuiskole dit wou gehad het nie. Ek wil in 'n goue paar goed noem wat tuiskole reg gekry het. Die wet het bepaal, nommer 1, jy sal die Suid-Afrikaanse kurrikulum moet gebruik. Die uiteindelike wet, soos wat hy aangepas is na insette van tuiskoolmense, het gesê nee, jy kan enige kurrikulum gebruik solank dit nie minderwaardig is ten opsigte van die Suid-Afrikaanse een nie. So as 'n mens enige westerse land erkende ene vat, dan behoort dit redelik maklik te wees om hulle te oortuig. Dit is nie minderwaardig teenoor die Suid-Afrikaanse een nie. Nog ene was die vereiste van tuisbesoeke. Jy moet die departement van onderwys se amptenaar jaarliks by jou huis ontvang, dat hy kan kyk na jou klas en jy weet, hoe doen jy die ding en laat hulle dit kan inspekteer. Tuiskool het 2 probleme daarmee gehad. Vir 1, sekuriteit. Hier moet jy wildvreemdeling in jou huis toelaat, want tuiskole is mos by die huis. Die ander ene is, hier kom iemand wat niks weet van die onderwysfilosofie waar volgens ek nou werk nie, maar hy moet nou of sy moet nou kom kyk of ek dit goed genoeg doen. Op al 2 daai goeders is toegegee. Dis sê goed, kom ons sê nou vir al 'n plaasgesin, maar enige gesin vir daai argument. Jy hoef nie die persoon by jou huis te ontvang nie. Ons kan ooreenkom, ons kry mekaar by 'n wimpie of by 'n restaurant of by 'n biblioteek. Daar moet net 'n plek wees waar ek by die ouer is, my goed op die tafel kan sit en aan die persoon wat daarna moet kyk kan aandui. Ons leer hier word werk gedoen, hier is getuienis van werk. Hoe daai getuienis ook al lyk, dis nou nie meer vir die departementele amptenaar om te sê hoe dit moet lyk nie. Net seker wees daar gebeur iets.
En dan die evaluerings wat hulle aanvanklik gesê, die evaluerings moet jaarliks geskied en dit moet dan deur iemand wees wat die departement stuur om te kyk of die kind van 1 jaar na die volgende bevorder word. Dan is daar party van die tuiskoolmense wat sê man, ek glo nie eers aan graad 1, 2 en 3 of wat ook al nie. Ek glo in 'n holistiese onderwysplan. Nou moet ek iemand kry wat glad nie verstaan waarmee ek besig is nie en die moet nou besluit of ek die kind na die volgende fiktiewe graad kan oorplaas. Dis mos nou nonsens. Sê dit goed? Jy moet iemand kry wat binne die onderwysfilosofie waarmee jy werk. Sê net maar binne die Charlotte nou die Meisner. woord vergeet. Ja, Rudolf Steiner, wat is nou daai in elk geval maak nie saak nie wat binne daai ding is wat gekwalifiseerd is. Wat en ek bedoel nie gekwalifiseerde formele kwalifikasie nie, iemand wat bevoeg is om 'n tweede mening te gee oor die onderwys. Hulle sal 'n verslag van so iemand aanvaar. Nou die een ding wat ek dink wat die staat besef het, is die omvang van tuiskole is baie groter as wat hulle eintlik voorreg was. En dit is so 'n bietjie 'n ding van jy weet as al die kinders al huis toe hardloop, dan sê jy maar die klok, dan lui jy nou maar die klok. Want jy besef jy gaan nie kinders weer terugkry in die klas nie. Nou lui jy maar die klok. So ek dink nie dit is noodwendigheid 'n vreeslike goeie gesindheid en 'n hartsverandering wat die departement beleef het nie. Maar hulle het besef dit wat hulle wou afdwing kan hulle nie afdwing nie. En ek dink tuisonderwys het heelwat suksesse behaal. Waaroor hulle nog steeds ontevrede is dat hulle moet gaan aansoek doen, dat hulle aansoek beoordeel gaan word terwyl hulle eintlik voel man ek het die reg en kom pla my as ek dit verkeerd doen. Jy weet, dis soos enige wet. Moet nou nie heeldag 'n ou pla nie. Jy vang 'n ou as hy wet oortree. Ja, ek moet nou miskien nie sê nie, ek weet die Pestalozzi Trust vat op die oomblik die staat hof toe. Oor hulle sê die openbare deelname proses was onvoldoende gewees. Ek wil nie sê of dit suksesvol gaan wees of nie. Ek dink daar is 'n paar doelwitte wat tuiskoolmense nog graag wou bereik met Bella, maar ek moet dan vragie sê, hulle het ook 'n hele klomp indrukwekkende toegewings afgedwing gekry. Goed wat ek nie vooraf sou gesê het hulle gaan reg kry nie.